Ek wil net vanmôre begin deur te sê, daar is 'n paar dinge wat ons nie in die gemeente gaan doen nie, wat jy nooit hier sal hoor nie. Jy sal nooit hoor ons gaan oor geld praat nie, want dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor Jesus Christus. Jesus Christus word verheerlik, kan 100% oor hom, nie oor geld nie. So ons praat oor geld nie. Nog 'n ding wat nooit hier gaan gebeur nie, jy gaan nie gesugarcoat word nie. Ek gaan nie vir jou vertel hoe wonderlik is, hoe oulik jy is, hoe fantasties jy is, hoe mooi jy is, hoe pragtig jy is nie. Want dit is wat jy soek, verkeerde plek. Hier praat ons die waarheid. Dit is wat jy hier gaan kry. Ek gaan julle uitdaag, want ek preek die woord van God en die woord van God daag ons uit. En jy gaan vermaan word. Jy gaan dalk voel partykeer die woord is kwaai of streng. Soos ek gesê het al baie, julle weet, hier is baie plekke in Uitenhage gaan koop safety boots. As jy voel dat trap op jou tone. Want daar gaan op jou tone getrap word. Want die woord van God sal suiwer verkondig word. Amen. Ons draai nie doekies om nie, ons sugarcoat nie, ons speel nie speletjies nie. Die woord van God, die suiwer woord van God sal gepreek word. Ons preek teen sonde en ons preek teen die hel, van dit is wat mense moet hoor. En maak nie saak of jy nou al 30 jaar met die Here wandel nie, wonderlik. Hou so aan, dien die Here volhard, hou jou oë op die Here, maar jy gaan nog steeds vermaan word. Die woord van God gaan nog steeds na jou toe kom en sê, my kind, is jy nog op die regte plek? Kom ons toets onsself daagliks, Here, dat ek op die pad bly, soos Paulus gesê het, dat ek nie op die einde van my lewe uitval. Jy wil nie jou hele lewe heilig lewe voor die Here en saam met die Here loop en dan op die einde dan kom sonde en verlei jou, want jy het gedink, jy staan sterk en jy het gedink, jy het dit gemaak, en dan gaan jy van die pad af nie. En glo vir my, dit het al baie gebeur in hierdie lewe. Ek weet van predikante wat vir 30, 40 jaar die woord van God verkondig het, en toe hulle uit die bediening gaan, toe raak hulle ateïste. Hoe gebeur dit? Want sien jy het jou oë van die Here afgehaal. Word eerder vermaan. Laat eerder die woord van God streng wees. En jy kry suiwer woord van God en jy groei. Jy leer, jy word versterk. Want die woord stig, die woord bou, die woord vermaan. En die woord laat jou groei. Nou sê mense, dit ek gehoor wat iemand sê, ja, maar kan jy onthou wat jy 'n jaar terug gehoor het, wat gepreek was 'n jaar terug? Toe sê die een, nee, hy kan nie onthou nie, sê nou, maar wat is die doel dan van om kerk toe te gaan om 'n boodskap te doen? Nou, toe sê die ene, okay, ek het 'n vraag vir jou. Kan jy onthou wat jy 'n jaar terug geëet het? Nee, maar jy het geëet, dit het jou gestig, dit het jou gevoed en jy het gegroei. Dieselfde met die woord van God. En soos ek baie sê, julle weet al, ek haat wortels. Kyk, as ek wortels eet, dan sal ek pienkolletjies uit. Nou nie letterlik, maar ek haat 'n wortel. Maar ek weet, wortels is belangrik. So nou en dan moet ek wortels eet. My vrou lag, sy sê, daar moet oranje goed in jou bord wees, want dit maak sterk, dit stig jou, dit voed jou. Net so gaan daar dele in God se woord wees, wat jy miskien nie van gaan hou nie. Maar dit stig jou, dit voed jou. Here, ek verstaan nie, ek worstel met dit, Here, maar dit is u woord. En Here, help my dat ek die woord sal toepas. En as die woord die dag streng was, dat ek sal gaan en bid soos Dawid, toets my, Here, toets en deurgrond my, en kyk of daar by my 'n weg van smart is, Here. Laat ek nie u sal verlaat nie, Here. Laat ek eerder myself daagliks sal toets en ondersoek, en sal seker maak ek bly in die woord van God. Want dit is wat ons moet doen. As ons kinders is van God en die Here dien, gaan ons onsself daagliks moet toets. Ons gaan daagliks ons kruis moet opneem. Daarom, soos ek gesê het in die begin, dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan nie oor 'n show of 'n vertoning, of kom ons kyk of ons die beste vertonings kan maak. Want 'n vertoning en mooi woordjies en goeie praatjies gaan jou niks help nie. Ek kan elke Sondag kom en vir julle spookasem gee.
Ek kan vir julle lekkertjies gee en vir julle vertel hoe wonderlik is jy en 7 stappe na geluk en 5 stappe na 'n prosperous lewe. Maar wat gaan dit jou siel help? Soos ek al baie gesê het, as jy vir 'n kind van kleins af spookasem gee en hy eet net chocolates en sweeties en spookasem sy hele lewe lank, wat gaan hy wees teen hier as hy 18 bereik? Behalwe nou 'n diabetes. Hy gaan net so 'n pokkeltjie wees. En dit en al sy tande verloor het. Want suiker is nie goed vir jou nie. Jy het groente nodig, jy het dit nodig. En u en ek, of ons dit wil weet of nie, die woord van God nodig. Amen. Die regheid woord van God. Waaraan die doekies omgedraai word en jammer om te sê, mense se gevoelens in ag neem. Want ek gaan nie verskoning maak van die woord van God nie. En as jou gevoelens seer kry, ek is jammer vir jou. Ek sal reël met die uitreikingsspan dat hulle pleistertjies uitdeel. Maar ek gaan nie die woord van God sag maak om iemand se gevoelens te spaar. Hier word die woord van God verkondig. En ons gaan groei. En as dit hard is, dan sê ons, Here, help my dat ek sal verbeter. Here, help my dat ek sal groei, dat ek rein en opreg met U sal wandel, want U is Jahwe, U is God. Dit het tyd geword dat die kerk heilig moet word. Dit het tyd geword dat die kerk sal ophou om te probeer wees soos die wêreld. Ons is nie die wêreld nie. Jy trek nie aan soos die wêreld nie, jy praat nie soos die wêreld nie, jy handel nie soos die wêreld nie, jy handel soos God. Want jy is gered uit genade. Amen. Maar nou behoort jy aan Jesus Christus. En as jy wil speletjies speel, daar's baie plekke waar hulle mooi vertoningkies hou en wat hulle jou warm gaan laat voel. Maar dit gaan vir jou niks beteken nie. So kom ons bly by die waarheid. Kom ons doen wat die Here van ons sê om te doen. Die tema van my boodskap van môre is die geregtigheid van God. En ons is besig met 'n studie van Amos. Ons kyk vanmôre na Amos 2 vers 4 tot 16. Ons is besig met die 3de deel. Kom ons sluit hierdie oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, ek wil vra dat die woord vanmôre sal uitgaan en met ons sal praat. Here, dat ons sal begin ernstig word. Dat ons onsself sal ondersoek, elkeen van ons, Here. En dat ons U woord sal toepas soos wat dit moet toegepas word, Here. Dat ons sal toelaat dat U ons sal lei en ons sal leer en ons sal voed en ons sal versterk, Here. Want is deur U woord wat ons groei. Dis deur U woord wat ons vermaan word. Dis deur U woord wat ons gewaarsku word. Gee dat ons sal luister, Here. Want as ons gaan luister, gaan ons groei. En ons gaan versterk word deur die Heilige Gees. En dan gaan U ons kan begin gebruik as die gemeente. En die gemeente gaan kan opstaan in krag. Waar wonderwerke plaasvind. Waar siekes genees word. Waar woord van profesie uitgaan. Waar U krag beweeg. Maar Here, ons kan nie in die krag beweeg as ons besig is met speletjies. Ons kan nie in die krag van die Heilige Gees beweeg en wonderwerke verwag as ons nie ernstig is met U nie, Here. Help ons dat ons ernstig sal word. Dat elkeen van ons, en Here, ek begin by myself, waar ek tekort kom, Here, help my, wys my, versterk my, vermaan my daar waar ek moet vermaan word, Here. Maar help my dat ek meer en meer en meer elke dag soos Christus sal wees. En dat ons U naam sal verheerlik. Spreek dan met ons deur die woord, en dat die woord ons lei en ons stig, en dat ons sal groei deur die woord. Amen en amen. Amos 2 vers 4 tot 16. So sê die Here, oor 3 oortredinge van Juda, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie. Omdat hulle die wet van die Here verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie. En hulle leengode het hulle verlei waar hulle vaders agteraan geloop het. Daarom sal ek 'n vuur slinge in Juda en dit sal die paleise van Jerusalem verteer. So sê die Here, oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie. Omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene.
Hulle wat daarna hyg, dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat die weg van die ellendiges buig. En die man en sy vader gaan aan dieselfde jong dogter, om my heilige naam te ontheilig. En hulle strek hulle uit op verbande klere, by elke altaar. En die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hulle God. En tog het ek die Amoriet voor hulle uit verdelg, wie se hoogte was soos die hoogte van die seders, en hy was sterk soos die eikebome, maar ek het sy vrug daarbo en sy wortels daaronder verdelg. Ook het ek julle uit Egipte land laat optrek, en julle 40 jaar lang in die woestyn gelei, om die land van die Amoriet in besit te neem. En ek het uit julle seuns profete en uit julle jongelinge Nasareërs verwek. Is dit nie so nie, o kinders van Israel, spreek die Here? Maar julle het die Nasareërs wyn laat drink, en aan die profete bevel gegee en gesê, julle mag nie profeteer nie. Kyk, ek laat dit onder julle kraak, soos 'n waakkraak, wat vol gerwe is, sodat die wat gou is, nie kan ontvlug nie, en die sterke sy krag nie kan ontwikkel, en die held sy lewe nie kan red nie. En die boogskutter sal nie bly staan, en die wat gou is op sy voete, nie vrykom nie. En die perderyter sal sy lewe nie red nie, en die dapperste onder die helde sal op die dag naak wegvlug, spreek die Here. Ons gaan vandag aan met ons studie van Amos. Ons het al reeds 2 dele gedoen van Amos, en hier in hoofstuk 2 van vers 4 vind ons waar die Here met Israel en Juda praat. Die Here kom gee 'n baie ernstige woord vir hulle. Hy kom wys hulle op hulle oortredings. Hy kom herinner hulle aan wat hy reeds vir hulle gedoen het. Hy spreek sy oordeel oor hulle uit, die gevolge van hulle sondes en oortredinge. Eerstens praat hy met Juda. Amos 2 vers 4, so sê die Here oor 3 oortredinge van Juda, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie. Omdat hulle die wet van die Here verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie, en hulle leengode het hulle verlei waar hulle vaders agteraan geloop het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer. Omdat hulle die wet van die Here verwerp het. Hulle het nie meer gedoen wat die Here vir hulle gesê het nie. Hulle het die wet van die Here verwerp. Hulle het die wet van die Here geminag. Nou is die vraag, wat doen u en ek? Minag ons die woord van die Here, verwerp ons die woord van die Here? Soos ek vanmôre gesê het, ek gaan nie doekies omdraai met die woord van God nie. Ons gaan die woord van God hanteer soos wat ons dit daarby kom. Soos wat ons dit lees, so hanteer ons die woord van God, want dit is God se woord. En mag ons gewaarsku word daardeur, want dit gaan ons op die regte pad hou. Kom ons maak seker dat ons nie die woord van God verwerp nie. Here, wat wil u vanmôre vir my sê? Here, u is my God, ek kan bid u, ek is lief vir u, Here. Maar Here, lei my. Waarsku my, Here, waar ek verkeerd is. Lei my, Here, op die regte weg. Help my dat ek die woord sal vat, Here, en dit in my hart sal beheer, Here. En dat ek dit sal nadink en sal koester, Here. Want dan gaan ek op die regte pad bly. Juda het in moeilikheid beland, want hulle die woord van God verwerp. Sy insettinge nie onderhou nie. Hulle het nie meer gedoen. Maar sien, as jy die woord van God verwerp, hoe gaan jy weet wat sy insettinge? Dan gaan jy sy insettinge nie onderhou nie. Onderhou ons nog dit wat die Here vir ons sê om te doen? Onderhou ons dit? Nou het ek 'n vraag. Het jy al vergewe die wat nie moet vergewe? Is jy hoogmoedig? Maar pastoor, waarom praat jy nou? Ek drink nie, ek rook nie. Ek gee nie om of jy nie drink of rook nie. Is jy hoogmoedig? Want dit is ook 'n sonde. Onvergifnis is 'n sonde. Yes. Om neer te kyk op ander is 'n sonde. Leef ons volgens dit wat die Here vir ons sê. Leef ons in liefde van met mekaar. Daai broer en suster wat jy nie kan verdra nie. Jy kom in die kerk en sien hulle sit daar, is dit. Het jy daai ene lief?
Onthou, jy gaan vir die ewigheid saam met daai een in die hemel spandeer, so is maar beter jy maak nou vrede. Want die ewigheid is 'n baie lang tyd, want is ook 'n kind van die Here. Jy het miskien verskille op hierdie aarde, maar maak maar eerder nou reg, want jy gaan vir die ewigheid saam met daai een in die hemel leef. En dit gaan baie snaaks wees as die Here julle reg langs mekaar laat bly in die hemel. So kom ons maak reg. Kom ons sorg dat ons die liefde van Jesus Christus uitdra. Die Here het gesê ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar dien. Ons moet mekaar dra. Doen ons dit? Wanneer laas het jy in die gemeente gekom en vir iemand 'n drukkie gegee? Die Here is lief vir jou. Kan ek vir jou bid? Kan ek jou help? Is daar iets waar ek jou kan bystaan? Ons tema die jaar is om mekaar te dien. Want om mekaar te dien, dien ons die Here. As jy die Here dien, gaan ons mekaar dien. En soos ek al baie gesê het, en julle gaan dit nog baie die jaar hoor. Moenie na my toe kom en sê, ja, maar die kerk is nie 'n gebou nie. Ek weet die kerk is nie 'n gebou nie. Ek weet die kerk is 'n mens. Ons as mense is die kerk. Maar die kerk moet dien. Die kerk het gawes gekry. Gebruik jy jou gawes? Dien ons mekaar? En hoe gaan jy dien as jy in jou hoekie by die huis sit? Jy in jou klein hoekie en ek in myne, daar sit ons. Ek wonder hoe gaan ons nou mekaar dien? Jy is dan die kerk. Die kerk is veronderstel om te dien. Hoe gaan jy dien in jou hoekie by die huis? Verwerp ons sy insetting of onderhou ons dit? En hulle leengode het hulle verlei. Wat se gode het jy wat jou verlei? Die TV, sepies, sport? Wat verlei jou? Wat vat jou aandag? Wat is vir jou belangriker as die Here? Waar hulle vaders agteraan geloop het. Nou so sê die Here, daarom sal ek vuur slinger in Juda. Hy sal vuur slinger en hulle paleise verwoes. Hulle paleise sal verteer word, sê die Here, as gevolg van hulle sondes. Want jy het die Here moet vanmôre vuur in jou huis en slinger en sê ek sal jou verwoes. Of is jy opreg met die Here? Tweedens praat hy met Israel. So sê die Here oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die regverdig vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene. Hulle het die regverdige vir geld verkoop en dit het die Here gegrief. Soos ons al gesê het, as jy kyk na Amos, 'n baie groot tema van Amos is die onderdrukking van die armes en die wat swakker is. Hulle het hulle onderdruk. Doen ons dit of help ons mekaar? As jy in die straat stap en jy sien as iemand wat behoeftig is, stap jy verby en kyk aan 'n pad of koop jy vir hom 'n brood? Jy hoef nie altyd geld te gee nie, maar jy kan vir iemand 'n brood gee, jy kan vir hulle 'n melkie gee. Jy kan vir hulle kombers gee of 'n trui. Maar doen ons dit? Of maak ons maar so, dan kyk ons aan 'n pad, dan kyk jy skielik hier na jou beurs of na jou foon, maar dan het jy skielik 'n boodskap gekry. En jy ignoreer wat die Heilige Gees vir jou wys. Maar Here, ek wil so graag hê jy moet met my praat, Here, maar die Here praat met jou, maar as die Here met jou praat, dan ignoreer jy hom. En dit maak seer. Dit seer gemaak. Ek is baie jammer. Hulle wat daarna hyg dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat die weg van die ellendiges buig. En die man en sy vader gaan na dieselfde jong dogter om my heilige naam te ontheilig. Wat 'n gruwelike dinge het nie daai tyd maar ook gebeur nie. Ons kyk na vandag se samelewing wat so korrup is, maar daai jare het dan maar net sulke verskriklike dinge gebeur. En dan wil mense, hulle hou hulle self besig met sonde, maar dan wil hulle kom en hande in die lug. Hoeveel keer het dit al gesien, dan partytjie mense van vroeg tot laat, en dit word gedrink, en dit word geparty, maar Sondag wil hulle in die kerk kom staan, hande in die lug. Jy kan nie wil party en dronk partytjies hou, en in dieselfde asem die Here wil kom aanbid nie. Jy kan nie vulgair wil wees, en losbandig wil wees, en dan in die kerk wil kom staan, jou hande in die lug nie. Die Here sê, kom soos jy is, so vuil soos wat jy is, kom, ek sal jou vergewe, maar as jy gekom het,
dan los jy die wêreld. Yes, amen. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie die wêreld en God dien nie. Amen. Kom nes jy is. Net so vol tattoos en oorbelle en wat sy outfit jy ook al het, kom. Yes. Die Here nooi almal uit. Maar nou kom jy by die kruis. As jy by die kruis het gekom het in ontmoeting met Jesus Christus, verander jou lewe. Amen. Yes. Nou los jy die drank. Nou los jy die wêreld. Want nou is jy nie meer 'n burger van die wêreld nie. Jy word nie meer gereguleer deur die kultuur van hierdie wêreld nie. Jou kultuur is nou die hemelse kultuur. So mense wat na my toe kom, ja, maar pastoor, die kultuur. Behoort jy aan Jesus Christus of behoort jy aan die wêreld? As jy aan Jesus Christus behoort, het jy 'n nuwe kultuur. Jou kultuur is die van die hemel, nie van hierdie wêreld nie. So ek gee nie om hoe die vrouens aantrek nie. As jy na die huis van die Here toe kom, trek jy ordentlik aan. Amen. Yes. En moenie vir my kom sê kultuur nie. Want die woord van God sê, jy moet heilig wees, want God is heilig. So kom ons word gereguleer deur God se woord. Bly by sy kultuur. Laat hy jou lei. Hulle strek hulle uit op verpande klere by elke altaar. En die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hulle God. Julle die Nasareërs wyn laat drink en aan die profete bevel gegee en gesê julle mag nie profeteer nie. Nou soos julle weet, 'n Nasareër, dis nou nie die wat van Nasaret afkom nie, 'n Nasareër wat 'n eed afgelê het. Samson was 'n Nasareër. Hulle mag nie hulle hare gesny het nie, hulle mag nie wyn gedrink het nie. En hierdie volk gekom en hulle laat wyn drink. En daar breek jy onmiddellik jou eed met God. Dan kom sê hulle vir die profete, julle mag nie profeteer nie. Hoeveel van die mense in die wêreld gaan vir my sê, pastoor, jy mag nie so praat nie. Jy mag net nie teen dit praat nie, pastoor. Ek gee nie om wat wie sê nie, as die woord van God vir my sê om te praat, dan sal ek praat. Amen. Amen. Ek luister vir God, Ja. vir Jahwe, vir Jesus Christus, nie vir die wêreld nie. En die wêreld gaan nie vir my sê om stil te bly nie. Yes. Dan moet hulle my maar in die tronk gooi, maar ek sal nie die woord van God stil maak nie. Ons kan nie die woord van God onderdruk om die wêreld tevrede te stel nie. Ons moet 'n lig wees vir die wêreld. En as jou lig hulle verbring, gee vir hulle 'n paar sonbrille. Sit sonbrilletjies op, maar my lig sal skyn. Yes. Ja, maar pastoor, jy moet net 'n bietjie jou ligte dim. Ja, maar dis nog my parklights. Wag dat ek my brights aansit. So, laat skyn jou lig. Jy gee vir die wêreld sout. En doen wat jy veronderstel is om te doen. Ons kan sien dat die lys van oortredinge van Israel baie groter is as die van Juda. Israel het baie meer oortredings gehad as die van Juda. Nou kom herinner die Here hulle aan wat hy vir hulle gedoen het. En die Here jou al kom herinner wat hy vir jou gedoen het. Hoeveel keer kry jy wat iemand by die Here kom en hulle dien die Here en hulle trane loop, hulle gee hulle lewe vir die Here en 3-4 jaar wandel en dan skielik raak hulle koud toe. Gaan nie meer kerk toe nie, waar hulle bidtiere toe gegaan het, nou skiep hulle dit. En as jy wees dan drink hulle weer en hulle party weer en hulle. Nou kom die Here en hy sê vir jou, maar my kind, kyk wat het ek vir jou gedoen. Kom maar ek herinner jou 'n bietjie aan wat het ek al vir jou gedoen in jou lewe. Die Here dit al met jou gedoen het, die Here al by jou kom stil staan en vir jou moes kom herinner het waar jou vandaan gebring het. Want partykeer vergeet ons, lyk my, waar die Here ons gaan uithaal. Of onthou ons wat die Here vir ons gedoen het. En tog het ek die Amoriete voor hulle uit verdelg, wie se hoogte was soos die hoogte van die seders. Die Here het die volk gered van die Amoriete, maar nog steeds het hulle teen hom gaan sondig. Ook het ek julle uit Egipte land laat optrek en julle 40 jaar lank in die woestyn gelei om die land van die Amoriete in besit te neem. Dit bly vir my 'n geheimenis, as jy kyk wat God gedoen het vir die Israeliete. Ek sou gesê het, dit moes een van die mees heiligste volke gewees het. Yes. My verstand sou vir my gesê het, na wat hulle gesien het, God tref die Egiptenaars met die pla, maar Goshen word nie getref nie.
Kan jy dink hoe dit gelyk het toe hulle getref was met die donkerte? Daar is dit stik donker in Egipte, maar hier in Goshen skyn die lig. Maar die Here lei hulle uit Egipte. Daar kom hulle by die dooie see. Of net die dooie see nie, maar daar kom hulle by die see. En wat gebeur? Ons gaan sterf in die woestyn. Die Egiptenare is agter ons. Help ons tog net. En hulle paniek weer. Daar slat hulle in 'n paniek. Hoeveel keer doen nie ek en dit? Die Here red ons uit hy. Doen vir ons wonderwerke. Nou kom jy by 'n probleem nog gesit in sak en as. Hoe gaan ek hier deurkom? Vaderland, help my tog net. En daar sit jy. Maar daar sit hulle voor die see en Moses steek sy staf uit en die see skeer op. Hulle stap deur die see op droog grond. Maar nog steeds moan en kla en brom en daar by berg Sinai, ek kan dit nie, hoe verstaan jy dit? Daar gaan Moses op met die berg en bou hulle goue kalf. My genade. Hoe baie keer doen u en ek dit nie? Ons sien wat die Here vir ons doen. Ons sien die wonderwerke van die Here. Maar dan gaan ons terug na die sonde toe. Ons gaan terug na die wêreld toe. Nadat jy gesien het wat die Here vir jou gedoen het. Hulle het gesien hoe die Here hulle uit Egipte land gelei het. Hulle het al die wonderwerke beleef, maar nog steeds gaan hulle terug in die sonde. En die Here kom herinner hulle, het ek julle nie uit Egipte land kom lei nie. En ek het uit julle seuns profete en uit julle jongelinge Nasareërs verwek. Is dit nie so nie? O kinders van Israel, spreek die Here. Nou kom vel God sy oordeel oor hulle. Kyk, ek laat dit onder julle kraak, soos 'n waakkraak wat vol gerwe is. Sodat die wat gou is, nie kan ontvlug nie. En die sterke sy krag nie kan ontwikkel nie. En dit laat my so dink aan die mense wat dink hulle so slim in hierdie wêreld. Want kyk, vandag se dae, jy kry baie mense wat so slim is. Maar hulle gaan eendag hulle knieë voor die Here buig. Yes, amen. Net hierdie week lees ek weer van 'n professor wat nou kom en sê, ja, maar Jona en daai mense was 'n fabels gewees en dis nie werklik gewees nie. En hulle maak die Bybel af as 'n mite. Julle dink julle is so sterk en so oulik ou professortjie, maar jou kniegies gaan buig voor die lewende God. Julle kan maar dink julle is sterk, julle kan maar dink julle is vinnig. Jy is nie sterker as God nie. En jy gaan nie van God se wraak kan ontvlug nie. En die boogskutter sal nie bly staan, en die wat gou is op sy voete nie vrykom nie, en die perderyter sal sy lewe nie red nie. En die dapperste onder die helde sal op die dag na wegvlug, spreek die Here. Kind van God, broer en suster, Juda en Israel wou nie luister na die Here nie. God het hulle keer op keer gewaarsku. Hy het hulle keer op keer uitgehelp en gered. Gaan lees maar Rigters en kyk hoeveel mense die Here gestuur om sy volk te probeer help. Hoeveel keer het die Here hulle probeer help? Hoeveel kere? Maar elke keer voeter hulle terug na die sonde toe. Die koninkryk van Juda is hoofsaaklik in 586 voor Christus in ballingskap weggevoer na Babylonië. Nadat Jerusalem en die tempel deur koning Nebukadnesar vernietig is. Die wegvoering het egter in fases plaasgevind. 605, 606 voor Christus, die eerste klein groep wat weggevoer is na Babel. En toe in 597 voor Christus is 'n groot groep adellikes, vakmanne en konings, en toe koning Joachim is weggevoer. En dan in 586 was dit die grootste ene, die finale grootste wegvoer met die val van Jerusalem. Want sien, God het gesê, ek gaan 4 slinger in julle midde, en dis wat hy gedoen het. Hulle wou nie luister nie. Die koninkryk van Israel is in 722 voor Christus deur die Assiriërs weggevoer in Babel, in ballingskap. Weggevoer na Assirië. Die 10 noordelike stamme van Israel is deur die Assiriëse ryk onder leiding van koning Salmanassar en later Sargon oorrompel. Die hoofstad Samaria is vernietig en die inwoners is na ver afgeleë dele van Assiriëse ryk weggevoer. Hierdie stamme het mettertyd met ander volke vermeng
en staan histories bekend as die 10 verlore stamme van Israel. Hulle het nooit weer teruggekeer nie. Speel speletjies met God, hou aan speletjies speel. Die Here het hulle gewaarsku. Hulle wou nie luister nie. Die Here het hulle gesê die oordeel kom, hulle wou nie luister nie. Hulle was slim, hulle was sterk en vinnig en het gedink hulle so oulik. En die oordeel het gekom. Vandag staan die Here by u en my en hy sê die oordeel is op pad. Kyk na die tekens. Kyk rondom jou, kind van God. Jy wat nog nie by die Here uitgekom het en nog nie jou saak met die Here reggemaak het, kyk maar rondom jou en kyk wat gaan aan in hierdie wêreld. Die oordeel is op pad. Sien broers en susters, die Here is 'n geduldige God. Hy gee genade tydperk. Amos het om en by 760 voor Christus opgetree as profeet. Om en by 175 jaar na Amos was hulle weggevoer in ballingskap. 170 jaar wat die Here hulle kans gegee het. En hoeveel profete na Amos was daar gewees wat dieselfde boodskap wat die Here gewaarsku het. Maar hoe lees ons wat sê die woord van God, julle het my profete doodgemaak. Julle wou nie hoor nie. Hulle het Jeremia in 'n put gegooi omdat hy die waarheid gepraat het. Ja, maar die ander profete sê dan so, die ander profete sê al hierdie mooi woordjies. En dis wat ek nou nog gesê het, ek gaan nie mooi woordjies praat nie, ek praat wat God sê. Want al die ander profete het gesê, maar dan gaan nie gebeur. Israel en Juda is geseën, en ons gaan vooruit gaan. Ag, hy koning, jy hoef nie te worry nie, hy praat klomp nonsens. En Jeremia staan alleen. Hy staan alleen. Maar hy praat die waarheid, en omdat hy die waarheid praat, word hy in 'n put gegooi. Maar snaaks genoeg, dit het sy lewe gered. Want daar kom Babylon en hulle val die stad in. En hulle trek vir Jeremia uit die put uit en hulle laat hom gaan. En almal ander word in ballingskap weggevoer. Maar ons was slim, ons wou nie luister nie. Wys maar net, God is geduldig te midde van ongehoorsaamheid. Maar op 'n dag gaan sy genade en geduld uithardloop. Ek wonder hoeveel mense het dalk gesê Amos is 'n vals profeet. Hy is mal. Niks wat hy geprofeteer het word waar nie. En toe dit die dag waar word, toe hulle weggevoer word in ballingskap, toe sy woorde in hulle ore gelei. Hoeveel mense gaan opeindig in die hel, en dan gaan die boodskappe van die predikers, van die wat hulle van Christus vertel het, in hulle ore lei. Dit gaan weer speel en speel en speel, oor en oor en oor. Kom by Jesus uit, kom by Jesus uit, maar jy wou nie luister nie. En waar is jy nou? Nou staan jy in die ewigheid, in die verdoemenis. Maar jy wou nie luister nie, jy was slim. Jy sien, hulle ongehoorsaamheid het hulle ingehaal, en net soos Amos geprofeteer het, net so het dit gebeur. Wat sou die Here vandag vir u en vir my sê as die Here by jou kom stil staan? As die Here vanmôre aan u deur kom klop, wat gaan hy vir u sê? Hoe lyk hierdie wêreld van ons vandag? Kom ons blaai gou na 'n teksvers toe. Blaai saam met my na Timoteus 3 vers 2 tot 7. Dan kyk ons 'n bietjie hoe lyk hierdie wêreld van ons vandag. En as jy nou saam met my Timoteus 3 vers 2 tot 7 lees, dan kyk jy of dit die waarheid is. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Klink dit nie soos vandag nie? Sover ek weet is mense gaan dit vandag vir elkeen net oor homself. Liefhebbers van hulle self. Geldgierig is. Dit klink bekend. Hoeveel kerke kry jy wat hulle net geld praat? En dan sê hulle nog rympies op. As jy nou hierdie 10de in die kussie gooi, gaan jy huise kry en karre kry en nonsens man. Nergens in die woord van God sê die Here vir jou dat jy gaan ryk word as jy geld in sy huis gee.
As die Here dit op jou hart lê om vir hom iets te gee, dan gee jy dit vir hom sonder enige bybedoelings. Ons gaan nie die Here omkoop met geld nie. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Jesus Christus moet gepreek word. Hy sal voorsien. Ja. Ons het nie nodig om allerhande triks te probeer kry om geld te kry nie. Dankie Here, ek hardop nie agter geld aan nie. Ek hardop agter Jesus Christus aan. En ek wil hom verkondig as my verlosser. En ek wil net van Jesus Christus wees. En ek wil vir die verlore wêreld vertel, daar is hoop. Jesus Christus lewe. Kom by hom uit. Soos Petrus vir die man gesê het, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek vir jou. En dis Jesus Christus. Dit gaan oor hom. Groot praters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek wonder of Timoteus nie dalk, of Paulus nie dalk in 2026 neergesit was, dat die Here vir hom gewys het hoe gaan dit, en hom toe teruggevat het. Want dit klink allemaal op die punt af, net soos vandag. Yes. Vandag moet die ouers mos gehoorsaam wees aan die kinders. Het hulle nie geweet nie? Ondankbaar. Onheilig. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Kwaadsprekers. Bandeloos. Wreed. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers. Roekeloos. Verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. In Suid-Afrika sê ons is 'n Christenland. Die Afrikaner nasie wil hom roem op sy status as 'n Christen nasie. Ons is lankal nie meer 'n Christen nasie nie. Lankal nie meer nie. Dit omdat jy in 'n Christenhuis gebore is, maak jou nie 'n Christen nie. Soos ek al gesê het, as jy in McDonald's gebore is, maak dit jou nie 'n hamburger nie. En jy kan elke week die menu gaan oor en oor lees, jy gaan nie 'n hamburger verander nie. Jy moet lewe wat Christus sê. Jy moet by Christus uitkom. Jy moet 'n nuwe natuur kry. Jy moet wedergebore word. Ons is liefhebbers van genot. Ek kan nie nou die Here aanneem nie, want volgende week het ons 'n lekker partytjie. Hulle het gesê dit gaan kook. Daar's baie drank. Ek kan nie nou nie wag pastoor, ek moet net eens my partytjie klaar. En dan in die week dan kom jy 'n karongeluk en jy maak jou oë jou oop. Yes, amen. Maar jy wou net nog een partytjie bygewoon het. Want ek is jonk. Of pastoor, ek is te oud, ek kan nie nou nie pastoor. Ek het kinders en kleinkinders wat ek moet kyk, nie nou nie pastoor. Ek is te oud, ek het nie nou tyd nie. Waar staan jy en ek vanmôre? Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dis hartseer. Want jy kyk in Suid-Afrika rond en jy sien hoe mense godsalige voorkoms het, maar hulle ken nie Jesus Christus nie. En jy durf nie vir iemand sê hy's 'n sondaar nie. Jy durf nie teen sonde praat nie. Dan word jy vertel jy's 'n mensehater en jy het nie liefde nie en jy's dit en jy's dat. Gedaante van godsaligheid. Wat ek het nou die dag gesê, waar is die krag in die kerk? Wanneer laas het iemand opgestaan en geprofeteer? Wanneer laas het iemand opgestaan en in 'n taal gepraat en iemand opgestaan en dit uitgelê? Tale bestaan. Yes. Die woord van God sê dit, soos ek altyd sê. Pas dit toe soos die woord dit sê. Jy sal my nooit hoor sê, almal praat in 'n taal nie. Want dit is onordelik volgens die Bybel. Die Bybel sê, laat iemand opstaan en in 'n taal praat. Dan staan iemand op en lê dit uit. Amen. Dan staan 'n tweede een op en praat in 'n taal. Iemand staan op en lê dit uit. Hoogstens 3 by beurt. En Paulus sê ek wens almal kan in 'n taal praat. Maar nie almal praat in tale nie, want God gee die gawes soos wat hy dit gee. Yes. So as iemand vir jou sê jy moet in 'n taal praat, dit is nonsens. Die Bybel sê God gee die gawes
aan elkeen soos hy wil. Sommige kry die gawe van tale, sommige gawe van wysheid, sommige gawe van genesing, soos wat God wil. Yes. Tale bestaan, maar wanneer laas het ons dit ervaar? Wanneer laas het ons die krag van die Here ervaar? Maar pastoor, hoor jy moet nou gou maak. Dis amper 1 uur, jy moet klaar maak, pastoor. Maar soek herlewing. Hoe gaan herlewing kom as jy die hele tyd op jou horlosie kyk? Hoe gaan herlewing kom as ons die hele tyd God in 'n boks wil druk? God moet by ons aanpas, by my skedule, ek het tyd hardloop uit. Maar Here, ek soek herlewing. Ek is ernstig met U, Here. Ek is lief vir U, Here. Maar Here, ek kan nie Woensdag aan Bybelstudie toe kom nie, Here, want dit en dit en dit. Ek kan nie volgende Sondag kerk toe kom nie, Here, want dit en dit en dit. Een dag 'n week sê die Here behoort aan hom. Ons kan nie eens daai een dag ordentlik vir die Here gee nie, want dan hou ons horlosie stop. Sien, dit gaan nie net oor drink en rondslaap en dit nie. Hoe is jou gesindheid? Hoe is jou verhouding met die Here? Is jy ernstig met die Here? Elkeen van ons moet onsself ondersoek daar. Waar staan ek, Here? Ja, Here, ek is die kind en ek dien nie. En U het my gered. Maar Here, trek my hart wêreld toe of trek my hart na U toe, Here? Is U dinge vir my die mees belangrikste op hierdie aarde, Here? Is daar niks op hierdie aarde wat my sal weghou van U huis af nie? As die familie kom, dan laai ek hulle in die kar en ek vat hulle saam kerk toe. Ek gaan nie verskoning maak en sê, ja, maar pastoor, die familie het opgedag nie. Ek kan vir jou raai, as jou familie by jou opdag en jy bring hulle saam kerk toe, hulle gaan dalk nie weer op 'n Sondag by jou opdag nie. Maar bring hulle saam kerk toe. Julle weet ek gaan kerk toe. Julle weet niks gaan my die huis van die Here hou nie. Want my God kom eerste. Ons speel speletjies met die Here. Keer jy ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huis insluip. En arm vroue gevange neem, wat met sondes belaai is, en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom nie. Daar som Timoteus 100% van dag se samelewing op. 100%. En dan wonder ons nog hoekom dinge gaan soos dit gaan. Ons wonder hoekom ons land in die toestand is wat dit is. Ons wonder hoekom die wêreld in die toestand wat dit is. Ons speel godsdiens, maar die Here moet maar net tevrede wees. Ons lewe inderdaad in 'n gefalle wêreld. Ek dink, as ek vandag vir Tannie Dottie en vir Tannie Anne en vir oom Simon kan vra, hoe was dit gewees toe hulle 18 was? Gaan hulle vir jou sê, dit was 'n hele ander wêreld. Is dit nie so nie? As ek vir oom Simon moet vra, hoe was dit toe hy 18 was? Dit was 'n ander wêreld. Mense het respek gehad vir hulle ouers. Mense het God gevrees. Ons het in 'n samelewing ontaard wat God haat. Wat die Here haat. Hulle wil genade hê, ek wil gered word. Maar ek wil my sonde en my plesier vashou. Jy kan nie al twee hê nie. Gaan bietjie na 'n rivier toe, dan klim jy in 'n roeibootjie. Dan bring jy 'n ander roeibootjie nader, dan sit jy een voet in die boot en een voet in die ander boot. En dan stoot ons so vorentoe. Ons kyk hoe ver kom jy. Sterkte met daai ene. Want almal sal jou kan sê, dit gaan gooi. Ja. Jy gaan in twee skeer. As jy in die wêreld wil wees en dit in die kerk wil wees, gaan jy in twee geskeer word. Maak seker jy stel Jesus Christus eerste. Die Here kom staan vandag stil by u. Wat gaan hy vind as hy by u kom stil staan? Vergeet van jou familie of jou bure of vriende, vergeet wie langs jou sit, vergeet van alles. En daai van julle wat nou so rondgeloer het om te kyk, ek sien daai ene. Ons doen dit mos. As die pastoor praat, dan loer jy so vir daai ene. Kyk na jouself. Waar staan jy vanmôre? Is jou gebed vanmôre soos Dawid, Here, deurgrond my hart, Here. Toets my en kyk of daar weg gaan smart is by my. Here, maak my ernstig met u. Geef my 'n honger en 'n dors vir Jesus Christus. Maak my rein, Here.
vir Here. Laat ek sterf vir Here. Ek wil U dien want U is God. U is God. En U genade was alles behalwe vry. Dit het die bloed gekos. Dit het die bloed van lewendige God gekos. Want Jesus Christus is God. Hy het sy hemelse heerlikheid verlaat, aan 'n kruis gaan hang, gesterf vir U en vir my. Hoe kan ons nie ernstig wees met die Here nie? Moet die Here vandag vir jou kom herinner wat hy alles vir jou gedoen het? Hy het aan die kruis kom sterf vir jou. Hy het jou sondes op hom geneem. Hy het vir jou genade kom gee. Hy gee elke dag vir jou asem, die bloed wat deur jou are vloei. Kos, klere. Dak oor jou kop, kyk wat die Here alles vir jou doen. Nou hoor ek wat daai een man gesê, man, die Here het dit nie gedoen nie, ek het met my eie geld gekoop. Kom die Here vat sy asem weg. Skielik kry jy nie asem nie, en nou, jy dan moes in jou eie werk daai gebouetjie gebou en die besigheid opgebou. Kry jou eie asem. Die Here vat net jou asem weg, en dan gaan jy skielik blouer as 'n smurfie wees. Maar sien ons speel speletjies met God. Daai ryk man wat in die Bybel gesê het, o, kyk wat het ek gebou, en die Here het hom gesê, jou dwaas, vanaand gaan jy alles verloor. Moenie speletjies speel met die Here nie. En as die Here jou kom waarsku, maak reg. As jy die Here moet regmaak met die Here, maak reg met die Here. Sorg dat jy verhouding met die Here regmaak. Sorg dat jy jou prioriteite reg kry. Eindtyd is hier. Yes. Ons leef in die laaste dae. Gaan kyk maar na Israel, gaan kyk maar na Iran. En as jy vir my sê, ek stel nie belang in politiek nie, dit het niks met politiek te doen nie. Kyk verby die woord politiek. Gaan kyk na die profesieë in die Bybel. Gaan lees die Bybel se profesieë en dan gaan kyk jy bietjie terug. En dan gaan kyk jy die lande wat genoem word in die Bybel en wat se lande is dit vandag. En dan kom jy terug na my toe. Profesie is besig om voor ons oë in vervulling te kom. Amen. En ons wil nog speletjies speel. Hoe getrou is jy met die bywoning van die gemeenteaktiwiteite? Dien jy ander? Offer jy jou tyd op? Is jy gehoorsaam aan die Here? Is jy gehoorsaam aan sy woord? Of soek jy genot? Plesier? Soek jy om gepamperlang te word en op die skouer getik te word? Wat soek jy vanmôre? Kom jy en ek word by die Here stil en ons vra vir die Here om ons te wys. Here, help ons dat ons naby U sal bly, dat ons nie soos Juda en Israel verwoes sal word. Kom ons sluit die ore met ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie dat U saam met ons is, Here. Vergewe ons tekortkominge, Here. Vergewe ons waar ons verkeerd is. Daar waar ons moet regmaak, Here, help ons dat ons sal regmaak. Daar waar ons gefouteer het, Here, help ons, vergewe ons. Maar help ons, Here, laat ons nie soos Juda en Israel die woord sal ignoreer en dan verwoes word nie. En dan as ons verwoes word, wil vra maar hoekom? U is 'n genadige God. U gee vir ons baie genade, Here. Help ons dat ons in die genade sal wandel. Help ons dat ons sal doen wat U van ons verwag. Dat ons die naam van Jesus Christus ter alle tye sal eer en verheerlik. Dankie, Here Jesus. Loof en prys U heilige naam. Amen en amen. Nou gaan ons saam sing. Julle lyk lus vir sing.